Goeienaand, baie welkom. Hier op die Huis van Wonderwerke. Vra om verskoning aan ons 'n bietjie laat is, 'n bietjie tegniese probleme. Maar dank die Here, ons kan vanaand 'n paar oomblikke met u deel en die woord van die Here met jou deel. Kom ons vra net die seën van die Here op vanaand se samekoms. Vader, ons dankie dat ons vanaand hier bymekaar kan wees. En Here, terwyl ons om u woord gaan skaar, wil ek u vra, Here, dat jy op hierdie oomblik by man en vroue gaan stil staan wat jy nodig het. Here, dat jy by man en vroue gaan ingaan, Here, wat daar 'n hulp geroep is na Jesus. Dat jy hand sal uitstrek, Here, en oorwinning gee en sal herstel wat herstel moet word, Here, want jy alleen kan dit doen, Vader. Ek bid seën vanaand die woord hier op die Huis van Wonderwerke. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons dankie daarvoor. Amen en amen. Prys die Here, baie welkom. En ons is opgewonde vanaand oor die woord van die Here. Baie bly om vanaand vir u te sê Jesus lewe. En omdat hy lewe, sien ons kans vanmôre. Nou die woord van die Here sê in Lukas hoofstuk 13 vanaf die 10de vers sê die woord van die Here. En hy was besig om op die Sabbat in een van die sinagoges te leer. En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het. En sy was aan mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is van jou krankheid verlos. En hy het haar die hande opgelê en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik. Net kortliks vanaand. Hierdie vrou was 18 jaar lank elke week in die sinagoge. En die samelewing, die kerk, die mense wat sy mee rondbeweeg het haar aanvaar net soos wat sy is, met die gebrek wat sy gehad het. Maar die dag toe Jesus by die sinagoge inkom, en hy sien hoe dat hierdie vrou in mekaar getrek is, deur 'n mag van krankheid, sê die woord van die Here, het haar geroep en uitvaar gesê, vrou, jy is van jou krankheid verlos. En die Bybel sê onmiddellik het hierdie vrou regop gestaan en God verheerlik. Wanneer die Here opdaag en hy spreek die woord, moet daar 'n onmiddellike verandering plaasvind. Nou hoor kortliks die woord van die Here vanaand. Ons as mens in die samelewing, ons aanvaar mekaar net soos wat ons is, omdat ons mens is. Maar die koning van die konings, wat geweet het, hierdie vrou trek swaar, hierdie vrou het 'n krankheid waar sy gebukkend moet gaan onder hierdie sien die mag van krankheid wat oor haar is. En Jesus sê vir haar, vrou, jy is van jou krankheid genees. En die Bybel sê onmiddellik het daar 'n verandering gekom. En vanaand wil ek vir jou sê dat dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Dit maak nie saak wat jou krankheid vanaand is nie, of hoe groot jou stryd is nie. Wanneer Jesus opdaag, gaan hy oor jou situasie spreek, en die Bybel sê onmiddellik moet daar 'n verandering tot stand kom. En loof die naam van die Here dat ons vanaand weet, dat wanneer Jesus praat, die natuur luister, die see, die wind, die golwe, die son luister wanneer Jesus praat. En ek en u kan vanaand met vrymoedigheid in ons harte weet. En ek en jy moet vanaand bid, Here, kom spreek u 'n woord oor my situasie. Kom spreek u 'n woord oor my krankheid. Kom spreek u 'n woord vanaand oor my finansies. Kom spreek u 'n woord vanaand oor my verhouding met u wat gebrek ly. En ek kan jou waarborg
dat daar 'n onmiddellike verandering gaan plaasvind. En hierdie vrou, die Bybel sê onmiddellik, het sy God geëer en God verheerlik. En ek bid vanaand, dat oor jou omstandighede vanaand 'n woord gespreek word. Dat oor jou situasie, oor jou huis, oor jou krisis vanaand gespreek word, dat daar 'n totale verandering en vernuwing tot stand kan kom, want dis wat God kan doen. En ek wil vanaand dit by jou laat. Laat toe dat die Here oor jou lewe spreek. And be guaranteed tonight that there will be a change. Ons het 'n koortjie leer sing, oh what a change, oh what a change. Oh what a change in my life. I've got Jesus on the inside, working on the outside, bringing about a change in my life. And God wants to bring a change in your life. Net soos wat hierdie vrou hierdie situasie gehad het sy op God vertrou en onmiddellik het daar 'n verandering gekom. Gaan die Here vanaand vir my en jou 'n verandering bring. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vir die kosbare woord wat lewe gee. En ek wil bid, Here, vir elke persoon wat nou na hierdie boodskap kyk. Here, dat U in hulle harte en hulle lewens vanaand 'n vernuwing en 'n verandering tot stand sal bring. Net soos wat U dit kan doen in die naam van Jesus. En ons dank U daarvoor. Amen en amen. U moet 'n geseënde dag hê verder. Die Here seën. Amen.